Middag aan almal. Ja, ek het weer 'n waarskuwingsdroom gekry by die Almagtige. So in hierdie week wat verby is, so in die begin van die week, het hy vir my 2 datums gegee. Ek droom 'n bekende Amerikaner kom na my toe, 'n ou CIA agent. Ek droom hy kom na my toe en hy gee my 2 datums. Die een is 2 April en die ander een is 6 April. En in die agtergrond sien ek die oorlog in die Midde-Ooste. So ek neem aan dit moet te doen hê met groot gebeure in die Midde-Ooste. Wat dit is, dit weet ek nie. Dis nie vir my gesê nie. Maar hierdie week is Pasga week. En die Vatikaan hou hom natuurlik volgende naweek, maar ons wat die skrifte volg, die direkte skrifte, soos wat hy is in die Bybel, ons vier hom op die 14de dag van die eerste maand, want dit is soos dit hoort. Die Bybel sê mos, die maan is daar vir vaste tye. Nou ja, so dit is hier 2 April, so dis Woensdag aand. Onthou, as die son sak in die weste, dan breek die volgende dag aan, volgens God. God tel anders as ons. By ons breek die dag aan 12 uur in die nag, dis eintlik sinneloos. Onthou, hulle het probeer om alles te verander, wat Vader ingestel het, maar eintlik begin die dag as die son sak in die weste. Is eers aand, en dan is dit môre, en dan is dit die eerste dag, so tel 'n mens. Hoe dit ook al sy, hierdie is 'n baie belangrike tydperk vir die gelowiges, wêreldwyd, vir alle Christen gelowiges, almal wat glo in die kruisiging van Jesus Christus en die opstanding. Met die gevolg is, die ouens wat die Moloch aanbidding doen, en jy behoort nou mos nou al te weet wie is die sinagoge van Satan, né? Dit staan daar in Openbaring 2 vers 9. As jy nou nie weet waarvan ek praat nie, is dit omdat jy 'n gat in jou opvoeding het, jy sal moet regtig educate yourself, né? Nou, hierdie ouens wat die Moloch aanbidding doen, in die human trafficking, in die porn, ja, daai ouens wat so graag die bloed vergiet van hulle bure, wat so graag oorlog maak, hulle wil, in hierdie tyd, wil hulle baie graag die bose krag gee. So, en dit doen hulle deur geweldige hoeveelheid bloedvergieting, of deur die offer van een van hulle eie, of om 'n voorbeeld te maak van byvoorbeeld hooggeplaastes. Ek wil nou nie te veel sê nie. Ek probeer uit die tronk uit bly. For what it's worth. So ja, 2 datums wat Vader vir my gegee het. Nou, ek het met hierdie datums reeds voor die tyd gesit, want onder andere 2 April is vir ons Pasga, so ek het dit uitgewerk al in Januarie maand, Februarie, en die 6 April is natuurlik verlofte dag by ons, baie belangrike dag. Ek dink ook vir my persoonlik is dit 'n belangrike dag. Maar hy het vir my pertinent gesê dat hierdie wat hy vir my wys het te doen met 'n oorlog in die Midde-Ooste. Nou 2026 is die eerste jaar wat hy vir my so baie datums gee. Nog nooit voorheen het hy vir my so baie datums gegee nie. En gewoonlik as hy vir my datums gegee het, was dit nie direk, dit was nie direk soos nou nie. Nou gee hy vir my direkte datums. Hy het onder andere vir my ook die 2 Januarie datum gegee, waar die FSA Maduro ontvoer het. Hy het dit vir my reeds gegee in November maand, maar hy het nie vir my gesê wat gaan gebeur nie. Ek het gedink dit het te doen met my persoonlik, en ek dink nog steeds so. Maar heel toevallig, die enigste ding wat toeval is 'n gat, né? Het ons hierdie krisis gesien met die FSA in Venezuela. So wat gaan gebeur hierdie week? Ek weet nie. Soos ek sê, ek verwag groot drama. Iewers moet ons hierdie Spaanse burgeroorlog sien wat aan die gang kom, en iewers moet ons begin sien dat die oorlog in die Midde-Ooste oorgaan na 'n tipiese 1967 oorlog, waar die direkte bure van die Joodse staat betrokke raak, sê maar byvoorbeeld Egipte en Sirië en dalk Jordanië of so. Iewers moet hierdie ding uitbrei, want hulle wil graag hê hy moet uitbrei. Ons sien klaar die oorlog tussen Libanon en die Joodse staat.
en hulle terselfdertyd 'n oorlog met Iran. Jy kan nie glo dat 'n land nie eers met sy eie bure in vrede kan leef nie. So ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Soos ek sê, ek weet nie wat gaan gebeur nie, ek het net die datums ontvang. So, en ek gee dit deur, soos 'n getroue dienstig. Wat jy daarmee doen, wat jy doen met daardie inligting en kennis, of wat ook al, is jou eie saak.